Ons vra die vraag, geskep vir wat? Dis die vraag wat ons vra. Waarom is ek geskep? Ons neem aan dat alles in die wêreld wat bestaan, is geskep met 'n bestaansrede. 'n Rede waarom dit moet wees of waarom dit is. Ons weet ook dat wanneer iemand 'n instrument, 'n stuk gereedskap of 'n stuk toerusting aanwend vir die werk waarvoor dit nie geskep is nie, kan daai ding nie tot sy volle reg kom nie. Wat van as ek vir jou sê, jy is geskep vir 'n spesifieke rede? Ja, is 'n skepingsdoel. God het 'n prentjie en 'n doel gehad vir jou lewe en daai was waarom hy jou geskep het. En dat jy sal nooit tot jou volle potensiaal ooit kan kom. Jy sal nooit die vrede, die blydskap, die liefde ervaar wat jy behoort te hê, te ervaar, te beleef. Totdat jy in lyn kom, in verhouding kom, in 'n ritme kom met hierdie skepingsdoel wat God vir jou het nie. Vandag is die derde ene in die reeks en die eerste ene, ons som dit gou weer op, het ons gesien dat God het my geskep, punt nommer 1, vir 'n verhouding. God is, en God het gespreek, laat ons mense maak. En toe God daai woorde spreek, toe praat hy van 'n ons, en wie is die ons? Is God, die Seun en die Heilige Gees. Hulle is 'n gemeenskap. Hulle is 'n gemeenskap, hulle is so intiem verbind met mekaar, dat dit soos 'n eenheid is. In daardie eenheid is daar geen onmin nie, daar's geen selfsug nie. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. So as God 'n verhouding is, het hy ons geskep vir 'n verhouding. En dan sê God, na ons beeld. Dit beteken, God het my en jou gemaak om soos hy te wees, sodat hy met my en jou kan interaksie hê. Ons noem maar interaksie 'n verhouding. So eerstens, jy is geskep vir 'n verhouding. Jy is geskep uit 'n verhouding uit, vir 'n verhouding, en daai verhouding is 'n verhouding met God. So ons kan sê, jy sal nooit jou volle potensiaal bereik, jou vrede en jou geluk bereik wat jy kan, wat God vir jou droom, alvorens jy na daai eerste skepingsdoel toe terugkeer nie. Verhouding met God. Dis die basis. As jy voel jy hyg, as jy voel jy kort, as jy voel daar is tekort in jou lewe, daai is die eerste plek waartoe ons kyk. Maar dan het ons laasweek gekyk, jy's geskep ook vir 'n tweede verhouding. Daardie tweede verhouding is om ook 'n ons te wees. Ons het so mooi gesien hoe Adam het die hele tuin deurgegaan en die Bybel sê, en Adam het gesê, hy het nie een soos hy gekry nie. En dis die eerste keer toe God sê, maar dis nie goed nie. Alles wat hy geskep het was goed, dit is goed, dit is goed en dit is goed. En iewes skielik, toe sê God, dis nie goed dat die man alleen is nie. Ek dink God het nie Eva geskep nie, want ek dink Adam moes agterkom. Hy's nie volmaak nie. Hy's nog nie soos God nie. En dis toe God vir Eva maak. Toe's Adam nie soos God nie, toe's Eva nie soos God nie, toe's hulle soos God. Ons is geskep vir 'n verhouding met mekaar. Ja, met man en vrou, maar ook met 'n gemeente, ook met die liggaam, ook met vriende, ook met kollegas. Jy is gemaak vir 'n verhouding met God, en die tweede verhouding is gemaak vir 'n verhouding met ander. En jy het al agtergekom en gesien, as daai verhouding met ander nie goed gaan nie, dan gaan dit nie goed met jou nie. Daarom kan ons sê, die lewe is eerstens verhouding met God, tweedens verhouding met mekaar. Dis die lewe. As daai nie reg is, kan jy voel jou lewe is nie reg nie. Jou lewe werk nie. Verskriklik belangrik. Vandag kyk ons na die derde verhouding. Jy is geskep vir 'n doel, vir iets anders ook as net die verhouding wat ons nou het. Jy's geskep om 'n doel te hê, om 'n purpose te hê. Kom ons gaan kyk saam. So, God skep Adam en hy gee vir hom 'n werk. Hy stel hom aan in die tyd. Hy gee vir hom 'n plek, hy gee vir hom 'n werk en hy gee vir hom 'n opdrag. Jy al gesien dat wanneer mense nie meer 'n purpose in die lewe het, jy al gesien hoe suig die lewe hulle leeg? Jy al gesien hoe raak hulle moeg?
Hoe raak hulle teleurgesteld, hoeveel konflik is in hulle lewens? Die oomblik is daar nie meer purposes nie. Die Japaneese het 'n ding wat hulle doen, en wat hulle doen is, hulle sien iemand, doen nie hulle werk reg of enige iets nie, hulle wil hom eintlik uitwerk, dan is daar net een ding wat hulle doen, dan vat hulle verantwoordelikheid by hom weg. Hulle hoef hom nooit te vang en daai persoon sal self loop, want hy voel nie hy het 'n lewenspurpose as hy nie meer verantwoordelikheid het nie. Interessante manier om dit te hanteer. Ek sit en gesels een keer met 'n paar wat afgetree is. En hulle het so 'n paar maande al afgetree en hier's wat die man sê: ek het nou al die voëls gaan kyk in die land wat ek kan kyk. Ek het nou al die kamptreine gaan besoek wat ek kan besoek. Ek het nou al die vis gevang wat ek kan. Ek dink, okay, maar dit is nie die waarheid nie. Jy sal nooit daar kom nie, as ek reg om wil hê. Jy sal nooit al die vis kan vang wat 'n mens kan vang nie. Okay, en hy kom so, hy sê, maar op die eind van die dag, weet as jy wat om met onsself te doen nie. Het jy al gesien, baie keer, as mense se kinders uit die huis uit beweeg hulle amper in 'n verhoudingskrisis. Beweeg in 'n krisis met jouself en 'n krisis met mekaar. Daar was verskriklike onmin, hy weet wat om te doen nie. Hy het gesê, Jaco, ons het tyd net vir onsself, ons kan doen net wat ons wil. Maar op een of ander manier het dit ons nie bly gemaak nie. En ek onthou, en ek het 3 gesin so dopgehou en 3 familie so dopgehou, en toe op 'n dag, toe kry hulle 'n kleinkind. Hulle raak lief vir mekaar. Hulle het purpose. Al die ander goeters verdwyn. En iewes skielik voel dit weer 'n doel vir hulle lewe. Dit was selfs so erg geweest, dat voor die tyd was van hulle siek geweest, dan het hulle nie eens gegaan vir die nodige operasies nie, want as hulle het gevoel as jy moet te werk nie, ek het niks om voor te lewe nie. Die oomblik toe daai kleinkind inkom, toe wil hulle al die gesondheidspille drink wat hulle kan, hulle wil oefen, hulle wil gesond wees, en toe gaan hulle vir al die operasies, dis groot risiko's, maar hulle doen hierdie operasies, waarom? God het weer iets vir hulle gegee, ek wil iets agterlaat, ek wil my kind iets leer, ek wil my kind tyd spandeer, ek wil vir my kind liefde gee, daar het 'n passion en 'n purpose weer in die lewe gekom. Is jy bewus daarvan, dat jy is geskep om 'n doel te hê, om iets te doen. Ek en jy begin met die ek-u verhouding. Dit is sodat ons kan dieper lewe. Ons is geskep met 'n ek en jy verhouding, sodat ons kan nader lewe. Maar dan is ons geskep, gemaak vir 'n ek-dit verhouding. Dit is dat ons kan verder uitbeweeg. Groot deel van ons roeping. Het kan wees dat jy 'n wonderlike verhouding met die Here het. Maar jy het nie 'n community van mense vir wie jy lief het nie. Jy het nie daai verhouding met ander nie. Jy gaan nog steeds onvervuld wees. Het kan wees dat jy 'n verhouding met God, jy het 'n verhouding met ander mense, maar jy het nog nie dit ervaar wat jy dink jy kan doen vir die Here, of wat jou lewe kan beteken nie. Nou as ek sê doen vir die Here, beteken nie met kom preek nie. Daar's eers iets wat jy vir mense doen om jou, en dit bring orde in hulle lewens, dit bring liefde in hulle lewens, dit bring 'n geskenk vir hulle. As een van daai 3 verhoudings onderbreek, dan onderbreek jou vreugde en jou blydskap. So hier is die uitnodiging. Hier is die uitnodiging. Genesis 1 vers 29. Kom sê Genesis, wat hy sê. Verder sê God. Wil jy weet wat is die heel eerste opdrag wat God aan my en jou gegee het? Hierso is hy nou, hoor wat sê hy? Let op. Die ou vertaling sê, kyk, ek het aan julle plante wat saad dra gegee, en aan julle bome wat vrugte dra en saad gee, dit is vir julle om van te eet. So wat was die eerste opdrag? Let op, kyk 'n bietjie wat het jy. Kyk wat het jy. En wat ons doen is, ons gaan nou kyk, en ons gaan na Genesis kyk, want as ons soos God geskep is, moet ons kyk wat doen God. Want wanneer ons vir God sien, gaan ons onsself sien. Want ons is soos hy. Ons is soos hy. Heel eerste, kyk ons op boontoe. Waartoe kyk ons? Ons kyk op boontoe. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. So as God sê, hoor mooi, ons kyk op, julle is in my beeld gemaak, en kyk as wat ons sien. Ons kyk op en ons sien God, daar's drie-enig, daar's 'n verhouding. Daar's 'n band tussen die 3. Johannes noem hierdie band liefde. God sê, daar is liefde tussen hierdie 3. Jy is gemaak vir liefde. Jy is gemaak om liefde te gee, liefde te ontvang.
Dan kyk ons op en dan sien ons wat het God nog doen. So eerstens is God liefde, maar daar's 'n tweede groot ding. God het geskep. Hy het gemaak. God het geskep. Met ander woorde, as God geskep het, dan het alles wat hy geskep het uit die verhouding tussen hom en die drie gekom. Daai verhouding noem ons liefde. So God het geskep uit liefde uit. As jy baie mooi na jouself kyk, en sal jy agterkom dat daai begeertes is in jou. Jy het 'n behoefte, en wanneer dit uit liefde kom, wil jy ook skep. Jy is soos God. Jy is gemaak na sy beeld. So met ander woorde, jy het die kapasiteit om lief te hê, net soos God, maar dan het jy 'n verlange diep in jou om te skep. Daardie verlange is iets wat groot is. Jy wil iets maak, jy wil iets bring. God het nie geskep omdat hy eensaam was nie. God het nie geskep omdat hy 'n behoefte gehad het nie. God het geskep want hy het 'n begeerte gehad. Hy was nie gedwing nie. Hy het 'n behoefte en 'n begeerte gehad. It's my amazing. Iemand in die week vra by ons senior kleingroep het 'n besondere vraag gevra en my baie laat dink en was 'n goeie vraag. Is hoekom het God vir die mens die kapasiteit gegee om te kan nee sê en om te kan sonde doen? Hoekom het 'n mens daai kapasiteit om sê, kan God nie die mens gemaak het dat hulle net altyd vir God lief is en net altyd God volg nie? En ek het baie daaraan gedink. En hier's waarby ek uitkom. En ons het daaroor gesels. As ons gemaak is soos God, raai wat? As ek en jy die kapasiteit het om nie meer lief te hê nie. Weet julle dat God het ook daai kapasiteit? So die feit dat God jou lief het, is omdat hy jou wil lief hê. Die feit dat God jou kies, is omdat hy 'n keuse het om jou te kies, om jou te verwerp, maar God wil kies. Dit het my verander toe ek daaraan dink. So God is nie outomaties opgewen in die univers om my lief te hê en hy moet my aanvaar, want dis nie die diepste geheim van sy wese nie. Liefde is die diepste geheim van sy wese, maar sy liefde word nie gedryf deur 'n meganiese masjien. Sy liefde word gedryf deur die wil om lief te hê. Geloof my, God kan sy rug draai as hy so kies, maar hy kies nie om dit te doen nie. En wanneer God geskep het, was dit nie omdat hy eensaam was nie, dit was omdat hy begeer het om te skep. Wanneer jy diep verbind met God, sal jy agterkom dat jy wil ook kreatief wees. Jy wil iets maak. En wanneer jy soos God is, dan kom jy agter, God het geskep en hy het gegee. En jy het ook daai behoefte, jy wil iets maak, jy wil iets bring. So wat het God gedoen? Hy het uit chaos orde gebring. Hy het op chaos uit, die aarde was woes en leeg. Hy het daai woes en leeg uit, het hy dit netjies gemaak. O, die water is nou op die grond en dis net 'n moddermassa en 'n swamp. Ek sê nee, kom ons sit die water een kant, ons kry die land een kant. Kom ons sit hierdie plante hier en hierdie plante hier. Kom ons maak skeiding tussen nag en donker, ons orden. En God skep en hy maak mooi. Ek en jy kan nie uit niks uit skep nie. God skep uit niks uit. Maar weet jy wat het ek en jy ook 'n behoefte? Ons het 'n behoefte wat God-given gebore is in ons om iets uit chaos te bring wat mooi is. My haarkapper sit vandag hier in die kerk. Ek gaan nou nie name noem nie, maar Wiekie sny my hare. Weet julle, sy het 'n God-gegewe gawe om uit chaos beauty te bring. As ek daar by haar kom en chaos, dan lyk ek mooi as ek daar uitstap. Het jy nie gehoop, het jy nie al gedink as jy in jou huis instap en is chaos, dan voel jy, ek kan nie. Jy wil nou sit en boek lees, maar ek kan nie. Waarom nie? Want dit is chaos. Jy wil daar instap en orde skep. Nou moet ek net sê, vrouens, moenie in jou man se garage gaan orde skep nie. Dan gaan ons 'n ander probleem en dis 'n hele ander preek wat ek daarvoor het. Ons het daai begeerte. Maak nie saak wat jou werk is nie. Jy kom in 'n plek en dan vind jy goed, dan sien jy hierdie goed lyk nie soos God dit, soos dit moet lyk nie. Jy het 'n passie, jy het kreatiwiteit en jy wil dit verander. So ons kyk op, ons sien God het 'n band van liefde, ons het daai begeerte om liefde te hê. Ons kyk op, ons sien God het 'n band om God het 'n behoefte om kreatief te wees. Dan kyk ons na onsself, ek het ook 'n behoefte om kreatief te wees. En dan kyk ons op en dan sien ons, maar God het
gewerk. Ek het lank gedink, die epitoon van die lewe is om te werk en deur alles te kom, nee, te werk en deur alles te kom. En dan aan die einde van my lewe op te hou werk en dan's ek daar. Dan bereik ek die hoogtepunt van my lewe, ek hoef nie meer te werk nie. Wie van julle is besig om saam met my soontoe te werk? En hoe werk dit vir jou? Toe ek agterkom, werk was nie die skuld van die sondeval nie. Ek weet die somehow die kerk het reg gekry dat ons dink werk is omdat die sondeval gekom het. Nee ouens, al wat gebeur het na die sondeval het nog steeds gewerk. Hulle het nou net gewerk tot die sweet van hulle aangesig is verskillend. In die begin het hulle gewerk, so God het hulle laat werk voor die sondeval. Hulle het werk gekry, God het gewerk voor die sondeval, het geskep. En toe kom hy na Adam toe en hy gee vir Adam werk en hy sê vir Adam, werk gee vir al hierdie diere, organiseer hierdie diere in groepe, gee vir hulle name. Dit was voor die sondeval. So, werk is 'n goddelike ding. So as ek opkyk na God, raai wat gebeur? As ek opkyk na God, Wian, is jy okay daar? Is jy alright? Dankie julle. 100%. As ons werk, dan vind ons iets in God. So ons kyk op en ons sien, hier's wat gebeur mense, wanneer ons in Genesis na God begin kyk, dan sien ons iets van onsself. As jy na God kyk en kyk jy in 'n spieël. As jy na God kyk en jy kyk na jouself en jy kyk verby jou gedagtes, jy kyk verby jou aardse, jou vleeslike, en jy kyk na die siel, dan gaan jy God raak sien. If you see God, you will see yourself. If you see yourself, you will see God. As jy true self wie jy is. Ons kyk op, ons sien wie God is, maar dan doen ons 'n ander kyk. Dan kyk ons om ons, en hier's wat ons sien. Genesis 2 vers 20 sê, so het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en van al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Okay, so God het eerstens 'n ding gedoen, ons kyk, en wat ons kyk is, ek kyk het, ek is begaaf. Wat is aan my gegee? God het aan Adam iets gegee, en wat het hy vir hom gegee? Vir my tuin gegee. Weet jy dat jy het ook iets gekry by God? Jy het iets gekry. Adam het die vermoë gehad. Hoor wat het Adam by God gekry? Hy het die vermoë gekry om vir duisende soorte diere name te gee. Wie dink jy het 'n gawe nodig vir dit? Wie van julle het al probeer 'n kind 'n naam gee? Jy gesien hoe gaan dit? Hoe lank het dit jou gevat? En op die ouend het jy by 'n baba boek opgeëindig, moes jy die naam en die betekenis kyk. En dan moes jy baie goeie vergadering hou met jou vrou, want jou naam en haar naam stem nie ooreen nie. Dan het julle huweliksberading gaan doen en teruggekom. Dan het julle saam besluit oor 'n naam, toe kom ouma toe sê sy het gaan glad nie werk nie. Adam het wat gekry, het iets by God gekry, 'n gawe. Daai gawe was die ability om plesier te put, om my diere te kyk en hulle name te gee. Weet julle dat ons het vandag nog steeds daai behoefte? Elke keer wanneer iemand 'n nuwe wese in die diepte van die oseaan ontdek, wat is die eerste ding wat hulle doen? Die ou wat hom ontdek het, die wetenskaplike, hy kry die voorreg om daai ding te noem. Dis wat ek dink. Adam kon onmoontlik al die diere noem, hy kon die diere in sy tuin noem, want hy het sy tuin gekry. Maar die Here het vir ons nog steeds 'n tuin gegee, en vandag nog ontdek mense diere, en ons het hierdie behoefte. Ons het hierdie behoefte om hulle name te gee. Weet jy wat dink ek? Die oomblik toe Adam hierdie name aan hierdie diere gee, toe raak hy soos God, toe skep hy saam met God. Hy het 'n purpose, hy het 'n doelwit in die lewe. God het vir hom daardie gawe gegee. So 'n tweede groot ding wat ek sien. God het aan die mens hulp gegee. En nou, hierdie is baie interessant. God het gekyk en hy het gesien, is hy goed, dat die mens nie hulp nodig, dat die mens nie hulp het nie. En wat maak hy? Hy maak vir Eva. Nou mans, het jy geweet jou vrou is jou hulp? Vrouens, het julle dit geweet? Maar kom ek verduidelik. Mans, daar's iets wat jy moet verstaan. As
ek vir Milan moet help met 'n taak, hy vra my hulp, beteken dit hy's hulpeloos, ek het inligting, ek het kapasiteit om hom te help. Dis die groter ene wat die kleiner ene help. So toe God die man sien, toe sê hy sê, hy ren nie reg kry nie, kom ons gee vir hom ietsie groters. Kom ons gee vir hom ietsie groters. Iemand wat hom kan bystaan. Dis 'n wyse een wat 'n minder wyse een bystaan. So kom ons sit net in perspektief. Hulp beteken nie huishulp nie, beteken nie vloerlap nie. OK. So God bring vir hom hulp. Hoekom doen God dit? Hoekom doen God dit? God bring vir hom hulp want God het hulp. God, die Seun en die Heilige Gees werk saam. Hulle werk saam in 'n span. God wil hê ek en jy moet soos hulle wees. Hy het ons geskep om soos hulle te wees. En daarom doen ons goeders nie alleen nie. Paulus praat van 'n totale ander idee in die Bybel. Hy sê God het nie net vir jou 'n hulp gegee nie. God het vir ons die liggaam van Christus gegee. En Paulus sê in hierdie liggaam van Christus doen ons die lewe saam. En die een is die hand en die een is die voet en die een is die oog en die een is die neus. Ek weet nie wie die bout is nie, ek gaan nie vingers wys nie. Maar elkeen het 'n purpose. En ons help mekaar. Die een kan nie sonder die ander nie, maar ons het 'n probleem. Hier is ons probleem. Wanneer jy kyk wat het God vir jou gegee, en jy kyk na die een langs jou, en dan wil jy eerder hê wat die een langs jou het. Wie van julle is jaloers as Natasha sing? Ek is. En moet ek onthou, die Here het vir my ander gawes gegee. Ek het hulle nog nie ontdek nie, maar Here, ek sal nederig bly, ons sal dit kry. Sy het 'n gawe. Genre, jy het 'n gawe. Karina, jy het 'n gawe. Maar as ek na daai gawe kyk en ek meet my gawe met dit, nee, kan nie. So ons kyk na die mense om ons wie God ons gee en dat is wat ons doen. Dan celebrate ons die mense om ons se gawes. Ons celebrate dit. Ons trap dit nie laer nie, ons druk dit nie af nie. Ons verhoog dit en ons honor hulle vir dit wat God vir hulle gegee het. So hoe doen ons dit? Ek vind uit wat God vir my gegee het, ek aanvaar dit. Ek aanvaar dit. En ek wend dit aan. Sorry. So God skep graag met ons hierdie interafhanklikheid. Die grootste pyn in die lewe kom wanneer ek begin doen waarvoor ek nie gawe het nie, waarvoor ek nie geroep is nie. Dis wanneer ek onvervuld is, onsuksesvol is en waarmee ek sukkel. Dis nie te sê as jy jou gawe gebruik, jy sien al die sukkel nie soms nie. Jy sukkel nie soms, jy werk deur dit. Maar die oomblik wanneer ek begin doen wat 'n ander doen of iets anders doen as waarvoor ek geroep is, dis waar ek hoogs ongelukkig raak. Jy's geskep vir 'n verhouding met hom, jy's geskep vir 'n verhouding met ander, maar jy's geskep om iets te doen. Ek sluit af. Jy is geroep. Wat het God gedoen? Hy het vir Adam 'n gawe gegee, maar hy het ook vir hom 'n plek gegee. Hier is die verskil. God gee vir hom 'n tuin, maar hy gee ook vir hom die vaardigheid in die tuin. Hier is die ding. Jou roeping is waar jy gaan. Jou gawe is hoe God jou bystaan om daai ding bonatuurlik beter te doen as ander. Dis jou gawe. Wat is dit wat jy kan beter doen as ander? Kan jy organiseer? Kan jy sing? Kan jy 'n kind vashou? Wat kan jy doen wat anders is? En dis jou gawe. God het aan jou iets gegee. En hier is die wonderlikste ding. Die oomblik wanneer jy jou gawe ontdek en jy begin dit uitleef, en dit is nie net altyd in die vier mure van 'n kerk nie, mense, dis in die samelewing. Dan voel dit vir jou of jy saam met God dans en hy lei die dans. Jy's in ritme met hom, daar bring geluk in jou lewe, daar bring vreugde in jou lewe. Waarom? Want jy begin al hoe meer lyk hoe God lyk. So hier's wat gebeur. Jy kyk waar jou tuin is. Jy loop die buitekant rond, jy kyk waar jou tuin is. Jy loop by jou werk rond, jy kyk waar jou tuin is. En dan soek jy na die ding wat lyk soos chaos. Wat is dit? Wat hier funksioneer nie soos God dit wil hê nie? Of wat hier kan 'n bietjie meer lyk soos God dit wil hê lyk? En dan het jy 'n begeerte. Jy het 'n begeerte om 'n verskil te maak daarin. Ek deel dit met jou. Waarom? Ek wil die band vir julle kan slang vorentoe kom. Die oomblik as jy verbind met jou gawe en jou roeping, dan kom daar 'n stuk plesier en joy in jou lewe in.
Jy kan 'n goeie verhouding met God hê, jy kan 'n goeie verhouding met ander hê. Jy gaan altyd sit op die stoep en huis toe verlang as jy nog nie doen wat God jou gevra het om te doen nie. Wat het hy vir jou gegee? Waarmee het hy jou begaaf? Ek sluit af. Is jy bewus daarvan dat jy is gemaak soos God? Is dit ongemaklik as jy deur Genesis lees en sien hoe wonderlik God is? Is dit vir jou ongemaklik om te dink jy is ook soos God? Ek en jy is geneig om teen die uiterlike vas te kyk, die gebroke, die pyn, die seer, my sonde. God kyk verby dit. En in jou sien hy nog steeds sy beeld. Hoe nader jy in daai beeld kom, hoe gelukkiger is jy. Jy is geskep vir 'n baie spesifieke doel. Dankie. Vader, U het ons meesterlik geskep en gevorm. Dankie vir die voorreg dat U ons gemaak het soos U, dat ons met U kan verbintenis hê, diep koneksie hê. Dat ons liefde kan ervaar, dat ons mekaar kan lief hê en dat ons saam uit hierdie chaos om ons in hierdie wêreld orde bring, lewe bring. Gebruik ons as gemeente en gemeenskap om aan te hou skep, om God se koninkryk laat kom in Jesus naam. Amen. Dankie gemeente, daar's 'n lekker koppie koffie daar buite en almal wat online ingeskakel het, mag jy 'n wonderlike week hê. Baie dankie.